Pastoor Peper se alleenloper begrafnisklub, Adele Reinders. Hierdie kan weer eens 'n vervolgstorie, 'n soort sepie, op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories #audioboeke word, soos wat ek die afgelope 2 of 3 jaar al gedoen het. Dis nou al genoeg belangstellendes is, wat gereeld 'n nuwe hoofstuk of episode wil hoor, so 3 keer per week, want ek wil graag ander skrywers se stories en my eie kortverhale ook tussenin voorlees op ons kanaal. Praat met my in die comments. Kies jy stories wat volledig is? Anders skryf ek eers die hele boek klaar en sit dit op een slag op? Of hou jy van 'n vervolgstorie idee? Dan kuier ons gereeld saam, 'n hoofstuk per keer. Miskien hierdie keer met 'n dag of 2 tussenin. Mens moet kan dink ook, nie net skryf nie. Soos beloof, gaan hierdie boek stories en liefdesverhale vat van verskillende karakters wat julle al in vorige boeke ontmoet het. Ek sal verwysings na die vorige boeke gee, dan kan jy vir hulle gaan kuier en reeds in die ander boeke ook ontmoet. Hulle kom almal op hierdie spesifieke plek by mekaar, suid van die Kreerwiltuin, soos dat die lewe hulle soms daarna toe stuur. Maar ons hoofkarakters gaan steeds dieselfde wees en deel van dit alles wees. Hierdie boek gaan weer eens 'n eksperiment wees, maar ek sal sorg dat jy kan bybly. Ek maak dit my missie. Hierdie storie gaan allerlei wendings neem. Liefde, moord, misdaad, die bizarre, boskos, 'n restaurant, 'n kerk, 'n lodge, 4 begrafnisse en 'n troue, 'n veearts of 2, soos wat Bianca gevra het en ek stem saam. Alles wat met mense kan gebeur. Ek dink self ook nog oor die saak, en julle mag my beïnvloed, soos wat ek aangaan. Oor die boek, Pastoor Peper se alleenloper begrafnisklub. Ja, soos reeds gesê, moes die boek se titel gewees het, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, so half agter die Beatles se liedjie aangeskryf en gekomponeer deur Paul McCartney. Nou noem ons dit maar Pastoor Peper se alleenloper begrafnisklub. En die is agtergrond en dit is mos episode 1. Wie is Pastoor Peper? Hy is eintlik Pastoor Daan Pelser, wat nie so groot rol in die storie gaan speel nie, maar wat ook oral en byna in elke episode gaan opduik, veral omdat hy mos nou 'n boskerkie het, waar die meeste van ons alleenlopers vriende op 'n Sondag by mekaar kom. Dan was nog een oomblik vol aan die preek, en toe het hy van die preekstoel afgeval. Letterlik, dronk soos 'n taar en ontnigter soos 'n lelike eentjie, wat 'n hoenderren in plaas van 'n swaan geword het. Hy het van die vloer af opgestaan en uitgestap en toe weggestap, tot waar die einde van die wêreld hom uiteindelik gekeer het. Daar die grenspas by Komati Poort, net sowel, want anders het hy die see ingestap daar by Maputo. En daar het Carlos de Ruiter hom op die sypaadjies en sit, met niks by hom nie, down and out. Toe tel Carlos hom op en bring hom saam huis toe, help hom om so stukkie vir stukkie weer sy waardigheid terug te kry. En toe Carlos besef dat God nog in Daan woon en werk, toe help hy hom om weer hierdie kerkie te begin. Carlos de Ruiter, die aantreklike Baster, Spanjaard, Afrikaner, Samaritaan, met die hart van 'n E20 busie. Want sien, daar is altyd plek vir nog 'n afvlerk weesie in sy lewe. En as iemand sukkel, is daar plek in een van die eislike groot huise, wat sy pa destyds daar in Marloth Park en op 'n klein plaasie by Komati Poort laat bou het. Carlos gee opreg vir ander mense om, sal julle in die storie wat volg agterkom. Net jammer dat almal rondom Carlos liefde vind, selfs tweede kans op geluk, maar hy word oorgeslaan. Carlos is nou nie meer so jonk nie, en hy het lankal opgehou soek na liefde. Maar miskien is sy hart steeds soekend na iets anders, iets wat hy lankal verloor het, wat nog steeds seer maak en saak maak. Dalk sal ons eendag uitvind wat dit is. Wat ons wel weet van die geheimsinnige Carlos de Ruiter, is dat sy ma 'n rou Spanjaard was,
Sy pa, 'n Afrikaner in murg en been. Pa de Ruyter het die meisiekind jare gelede op een van sy kennisversamel ekspedisies in Spanje ontmoet. Toe bly hy vir 'n jaar daar om Spaans te leer praat en om die meisie te oortuig om saam met hom terug te keer na die donker kontinent Afrika toe, die suidpunt daarvan. Daar was een voorwaarde van haar ouers af. Sou die twee van hulle geseënd wees met kinders, moes die familie elke 2de Julie en Kersvakansie by hulle grootouers in Spanje gaan kuier, vir 'n maand lank op 'n keer. Hulle mag nie hulle Spaanse erfenis en familie daar vergeet nie. Dit Carlos se pa toe die tyd nuttig gebruik het om sy kennis bymekaar te maak vir die verbouing van olywe en druiwe, soos in wyn, waarna oupa Spaans vir hulle nog 'n plaas naby Woester gekoop het vir olywe. Daarna die Spaanse familie net so gereeld Suid-Afrika toe gekom as wat die de Ruyters daai kant gaan draai het. Dit Carlos se pa toe 'n vliegtuig aangeskaf het en geleer het om die ding self te vlieg. Die de Ruyters en Sanchez familie se eiendomme het mos wyd gelê hier in die suidelike halfrond van Afrika. Die de Ruyters was buitendien self ook van die rykste families in Suid-Afrika, en toe die Sanchez skatte ook bygekom het, was hulle onaantastbaar ryk, en met net 3 kleinkinders in die boedel, wat alles later sou erf, Carlos en sy 2 susters. Behalwe dat Carlos op 'n stadium gevoel het, dat hy eerder daar sonder sou wou gaan, as hy en sy familie net dood normale aardlinge kon wees, en as sy familie langer vir hom gespaar was. Carlos is nie dom nie, al is hy aan die stillerige kant, en al praat hy nie veel nie. Maar wanneer hy praat, kom mens agter dat hy nie op sy bek geval is nie. Ook nie op sy gesig nie, want hy was destyds een van daardie mooi seuns, wat al op 15 deur 'n modefotograaf raak gesien was en afgeneem is. Daai modehuis en fotograaf wat sy ma ook op baie tydskrifte se voorblaaie gesit het. Carlos se beeltenis en lyf het op die voorblad van 'n menigte tydskrifte hier en internasionaal gepronk, behalwe dat jy hom nou maar kan wurg en soen en vasbind. Hy sal dit nie sommer aan jou erken nie. Tot na sy 17de verjaarsdag was dit sy lewe, die jaar waarop hy matriek geskryf het. Toe daar iets ondenkbaars in die de Ruyters se bestaan verkeerd geloop het. So beïnvloed dinge wat met mens gebeur jou, en maak van jy die persoon wat jy uiteindelik later word, gelouter deur vuur, maar jy kom nie altyd so blink aan die kant uit, as wat jy sou hoop nie. Nou is dit meer as 40 jaar later. Van die plase is intussen verkoop of in trusts geplaas vir opheffing van mense. Carlos is nog steeds gevaarlik aantreklik en sekerlik nie brandarm nie. Daardie soort man wat soos goeie wyn in voorkoms net beter en aantrekliker geraak het. Sy hare is nog steeds donker, sy oë bruin. Maar die silwer slaan nou in sy kop deur sy hare deur, oral. Behalwe met sy gastehuise wat deesdae eintlik meer Lucy's huise is, waarvan die bestuur en admin hom nogal besig hou, doen Carlos 'n ander baie nederige taakie teen minimumloon. Hy het 'n Mercedes Vito en 'n Sprinter bussie waarmee hy groepe wildtuin toeneem vir die dag of sommer net om inkopies te gaan doen of om iewers te gaan kuier. En hy doen dit net as hy lus het. Maar die bussies is ook beskikbaar om mense aan te ry, lughawe toe, of om hulle huis toe te bring, as hulle hier in Maritzburg of Komatipoort of iewers suid van die Kruger Wildtuin woon. En as die bussies beskikbaar is, daar is 'n vaste fooi betaalbaar. Meestal ry Carlos self, of hy gee die bussie vir iemand wat betroubaar is en ook 'n PDF het, soos hy. Maar vandag klim hy self weer agter die stuurwiel in. Hy het op die WhatsApp bladsy geskryf dat hy iemand 3 uur op die lughawe moet gaan kry. Lowveld International. As daar nog iemand is wat wil saamry of moet gaan, laat weet hom. Hy hou van beplan en orde, hy doen dit nie skielik nie.
En toe antwoord François Duval, een van ons ander helde, met julle wie julle weer gaan saamkuier in hierdie pepperstorie. Julle het hom mos leer ken as die privaat speurder in Clarissa Clairvoyant se boeke. Die speurder wat die huis by Harry Craxley gekoop het, nadat die man se vrou daar weggeraak het. Wraak van die vrou in die water. Ek sit later die leidrade op. Nou ja, toe antwoord François vir Carlos. Hy tik op sy foon. WhatsApp jy nou, asof jy gesteer is. My gaste moet 2:15 op die lughawe wees en hulle is hopeloos te veel vir my Land Rover stasie waar. Wat sou beteken het, dat ek 2 keer moes ry? Hulle gaan jou betaal, hulle is Franse, en dan kom Harry Craxley saam met ons terug van daai kant af. Hy sal ook betaal. Antwoord Carlos, dit maak die trip so waar die moeite werd. Alhoewel ek was ook bereid om alleen te ry, want ek laai 'n BBP, 'n baie belangrike persoon op. Ons gebruik die Sprinter en ek haak die sleepwa. Ek stop 1:30 voor jou deur. Wat hy toe ook doen. 20:01, weermagstyl, al was hy nooit in die army nie, stop Carlos voor François se deur daar in Sekoestraat. Hulle laai die mense en die gaste, en dit is vir hom nogal lekker, toe François voorby hom in die bussie klim en saamry lughawe toe. François het die geld in Carlos se diesel tank boksie, wat daar voorby hom op die grond staan, baie geld. Soms doen mense EFT's, maar meestal raak oorseese gaste van hulle laaste rande ontsla, sodat hulle dit nie weer iewers hoef om te ruil vir dollars nie, of euros nie. Soms gooi hulle die euros en die dollars in, dan hou Carlos dit maar as hy 'n slag wil reis. Aangesien hier nie nog mense op die bus is nie, neem ek aan, jy gaan gaste haal op die lughawe, som François die situasie regop. Ja, ek sê mos, een gas, 'n eregas, my kleinsus, vertel Carlos, en lyk so waar trots. Janina de Ruiter trap versigtig op die boonste trap van die leertjie langs die vliegtuig, waarmee hy afklim na die donkergrys aanloopbaan daaronder. Vaste aarde, veel dankie tog, wat 'n verligting, sy het so waar die vlug oorleef. Elke keer as sy op 'n vliegtuig klim om iewers heen te reis, maak sy seker dat haar testament reg is. Sou iets met 'n vliegtuig verkeerd gaan, is 'n mens waarskynlik dood, jy weet, vreeslik dood. Met haar hartseerste kinderherinnering van vliegtuie is dat dinge kan verkeerd loop. Dan verloor mens kosbare familie. Haar en Carlos se ouers en ander suster. Iewers in haar laat 40's is Janina lankal nie meer 'n kinders nie, en sy het 'n baie suksesvolle loopbaan of 2 agter haar. Maar sy het nog nooit haar vrees vir vlieg ontgroei nie. Janina het haar gekleurde leerskoene met die vraaiings en bontromp aangetrek. Haar Spaanse heritage. Sy het ook 'n eislike gestreepte serp om haar donker hare gebind. As sy agterkom iets loop met die vliegtuig verkeerd en net voordat dit afkom aarde toe, dan sal sy dat serp rondom haar kop en gesig bind. Daar waar sy dan dood lê langs die vliegtuigwrak, sal die polisie die enigstes wees wat haar gesig mag sien, want sy sal soos 'n mummy toegedrapeer wees, as hy die tyd het om die serp om haar kop te kry. Breek daar 'n brand tydens die ongeluk uit, sal sy nog meer onherkenbaar wees, as die lap haar gelaatstrekke help wegskroei. Wanneer fotograwe en amateur nuusmakers van TikTok, X en Facebook kom foto's neem van die toneel, sal niemand kan sê, "Hy sies tog, sy is nie meer so jonk nie, maar nog steeds effens aan die mooi kant," soos wat hulle van haar ma gesê het, daardie tyd, toe Janina nog so klein was. Al was haar ma in daardie stadium heel wat jonger as wat Janina is, nou is. Die ma wat destyds daar langs die vliegtuigwrak dood gelê het, waarvan die koerantfotograaf nie genoeg foto's kon neem nie.
Hy het gesê, daardie foto's was sy grootste deurbraak. Manna uit die hemel, sy gelukkigste dag, toe die vliegtuig naby Heidelberg aan sy voete neergedonder het. Janina en Carlos lyk albei soos hulle oorlede ma, van Spaanse afkoms mos, donker hare. Carlos het oupa se bruin amper swart oë, en Janina het hulle ma se olyfgroen oë. Haar ma was 'n bekende tydskrifmodel, maar al lyk hulle miskien na mekaar, is Janina glad nie oor haar eie voorkoms gebodder nie. Haar ma moes en wou, want sy was 'n model. Carlos ook, vir 'n kort rukkie. Maar sy, wat Janina is, was nog te klein om te dink dat dit 'n vreeslike prestasie is om 'n model te word. Sy en Carlos verskil 12 jaar. Janina was nooit getroud nie, al was sy vir ongeveer 14 jaar van haar lewe verloof aan 'n saamwoon man. Nadat hulle uit mekaar is, was dit net sy en haar sielsmaat Benkie, wat toe saam gewoon het. En Benkie is intussen oorlede, en sy het Benkie se as nou hier by haar. Dit is nie asof Janina bang is vir doodgaan nie. Sy is net seker dat die manier waarop sy gaan sterf sal wees danksy 'n eystervoël wat uit die lug gaan val, die oomblik wanneer sy ineen klim. Maar hierdie keer het sy dit oorleef. Die vliegtuig het geland en sy en Benkie se as is nou veilig op die grond. François de Waal wag nou daar langs Carlos de Ruyter op Laveld internasionale lughawe vir die man se suster en die Britse gas om by die ontvangslokaal in te stap. Harry en Janina is toe uiteindelik op dieselfde vlug van Kaapstad af. Dit gaan lekker wees om Harry weer te sien. Hy kom kuier so eenmaal per jaar en na die skok van sy vrou se dood en daarna die verkoop van sy huis, beplan hy sowaar om nog 'n eiendom in Marloth Park te kom koop. Maar François is meer geïnteresseerd om te sien hoe Carlos de Ruyter se suster lyk. Maar veral sal hy graag die interaksie tussen Carlos en sy sus wil sien, aangesien Carlos altyd so beheerst en bedaard tussen mense optree. In enige groep waar hulle al saam gekuier het, is die vroumense gewoonlik gaande oor hierdie baster Spanjaard. Maar Carlos hou sy afstand en is uiters privaat oor sy eie dinge, sy eie lewe en sy gevoelens. Saam hou hulle die vliegtuig dop toe dit land. Die taxi nou waar het gaan parkeer, daar waar die vliegtuig sy gaste van die naweek ook nou aan boord gaan stap nadat hierdie klomp uit is. Harry is een van die eerste ouens wat in die deur van die vliegtuig verskyn, en François wonder net vir 'n oomblik weer of hy moet skuldig voel, omdat hy die Krakslees se mooi huis vir so 'n winskoop bekom het. Maar Harry het hom al oor en oor verseker, dit is nie die geval nie. Hy het nog nie sy liefde vir Afrika en die natuurlewe verloor nie, maar na sy vrou se verdwyning en moord daar, sal hy in elk geval liewer 'n ander, kleiner plekkie koop, miskien aan die Krokodilstraatkant van Marloth Park. Nog mense stap teen die trappe af, en toe blaas Carlos sy asem verlig uit. Daar is sy, my suster, dankie tog. Ek was bang dat sy weer op die laaste oomblik sou terugstaan en besluit om nie op die vliegtuig te klim nie. Dan nou sê hulle almal op en hulle moet al haar bagasie aflaai en sy bly agter, maar niemand het my iets laat weet nie. Carlos hoef nie verder te verduidelik nie. Dit is een ding wat Carlos al vir François genoem het, dat Janina bang is om te vlieg na wat met hulle familie gebeur het. Wanneer die vrou die saal binnekom, is François se asem vir 'n kort oomblik weggeslaan. As hy doodeerlik met homself is, nadat hy deeglik in sy eie argiewe gaan krap en gaan soek en foto's deurgeblaai het, moet hy erken dat Carlos se suster een van die mooiste mense is wat hy in sy hele lewe gesien het. Wanneer haar hand neem, nadat Carlos sy sussie eers lank vir homself toegetuien het en voorstel, vasgedruk toegekoester in sy arms, voel dit vir François asof hy in die bevoorregte posisie is om die hand van iemand wat uit 'n baie duur en kosbare skildery gestap het, te mag neem. Maar toe kom hy af aarde toe, want Carlos vra,
So, is Binkie saam met jou? Het jy haar saamgebring? Janina tik teen haar sak en lig die vaas net hoog genoeg, sodat Carlos en François dit albei kan sien. Ja, hier is sy. Miskien kry ek myself so ver om haar as te gaan strooi by daardie spesiale uitkykpunt waarvan jy al gepraat het. Carlos se stem is sag. Daar's geen haas nie, doen dit eers wanneer jy reg is om van haar afskeid te neem. Wanneer sy wegstap om haar bagasie op die konveierband te gaan eien, mompel Carlos meer by homself. Ek is verbaas dat sy vir Binks laat veras het. Gewoonlik sou sy gekies het om die vleis te laat afkook en die geraamtes te preserveer. Sy wou dit met my ouers en my sussie ook gedoen het. Dit het ernstige oorreding gekos om haar van daardie idee te laat afsien. Maar dit was jare gelede. Miskien het sy so bietjie verander. En daar stap Carlos vorentoe om 'n trolley te kry. Janina het blykbaar met nogal baie bagasie gekom. Carlos hoop dat sy hier in die Laagveld is om te bly. Dan sal haar trek later pad langs kom. François weet hy moet gaan help dra, maar op daardie oomblik staan hy en styer in sy sokkies en stapstewels. Het hy reg gehoor? Is dit 'n praktyk wat in die Spaanse kultuur en tradisie steeds voortbestaan? Die skoonmaak en afkook van geraamtes? Is dit waar die Meksikane aan hulle dag van die dode ook kom? Wat maak hulle dan met die vleis? Die gedagtes wat in sy kop spring, grens aan bizar. Sy speerders instink spring op aandag en hy wens uit sy hart dat hy Clarissa sy 6de sintuig vandag hier gehad het. Hy was seker, hy ken vir Carlos de Ruyter al redelik goed. Nou besef hy dat ander mense se boeke duister is. Word vervolg. Nou ja, luister maats, dit is die begin van hierdie boek waaraan ek nou wil werk elke dag. Ek oorweeg dit om dit ook as vervolgstorie op te sit, soos reeds gesê, maar dit voel vir my asof die meeste mense eerder die volledige boek later sal wil luister. So wat is jou gevoel? Vervolgstorie of 'n volboek? En ek lees soos wat ek het vir 'n vriendin in haar sitkamer voorlees. Daar is foute in, ek vra om verskoning. Dink jy hierdie boek gaan interessant raak met Carlos en François en die klomp alleenlopers wat daar in hulle lewens by mekaar kom? Die voorblad is glad nie 'n aanduiding dat die mense kan musiek maak of instrumente bespeel nie. Dit gaan maar net oor die titel, maar dalk haal iemand een of ander tyd 'n gitaar uit en tokkel 'n snaar. Ons enkellopendes, wat deel is van die begrafnisklap, is nie net weduwees en weewenaars nie. Daar is ook geskeides en mense wat bloot nog nooit tevore getroud was nie. Maar die meeste van hulle is stoksiel en alleen op hierdie aarde. Party hou daarvan, ander soek maats. En miskien sal dit lekker wees vir julle om hulle nuwe vriende te word. Nou toe, wat is julle gevoel? En dankie dat julle luister.